Dis weer tyd om te sê welkom by die uitsending van ons erediens hier van die gemeente NG Kempton Park Oos. Ons is so bly dat jy besluit het om te kyk na hierdie opname op Facebook of op YouTube. Onthou daar is ook op YouTube 'n opsie beskikbaar wat net klank het. As jy dalk 'n bietjie minder data het, dan is dit daarom ook 'n opsie. Vir ons so absoluut wonderlik dat soveel mense na hierdie opnames kyk. Seën vir julle daar waar julle is, binne julle bepaalde omstandighede. Kom ons begin ons erediens met een van my geliefde votums uit Psalm 103 wat vir ons iets vertel van die barmhartigheid en die genade van God. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede. Dit kom van God, ons Vader, en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid in die erediens in die gemeente, maar ook hier oor die internet om u woord te verkondig. Word verheerlik deur ons erkenning dat u die lewende en enigste Here is. Ontvang ons aanbidding ook in die erediens waar ons met lofsange en ander liedere u vereer. Kom en werk deur die Gees in ons binneste om die woord te hoor. En dankie vir die wete dat ons elkeen vir u kosbaar is. Seën ons nou in ons oordenking oor die woord, asseblief. Ons gebed is in afhanklikheid van u en op grond van die soenverdienste van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vandag is die hele Bybel. Maar terwille van tyd sal ek dit dan nou nie alles probeer lees nie, maar ek is eintlik baie ernstig dat ons skriflesing die hele Bybel is, Genesis tot Openbaring. 'n Kort inleiding. Watter Bybelstories onthou jy die beste, en nou hoef ek seker nie by te sê, uit jou kinderdae nie, want as jy is in ons kinderdae, wat ons die Bybelstories leer ken. Watter storie het die grootste indruk op jou gemaak, of wat is jou eerste, tweede, derde, 3 gunstelinge? Kan jy daai verhale selfs in redelike groot detail oorvertel, sonder om dit noodwendig weer uit die Bybel uit te lees? Nou ja, ek gaan vir julle vra daar waar julle is, om man en vrou, of ouers en kinders, kinders en ouers, so bietjie hierdie vrae wat ek gevra het met mekaar te deel en te bespreek. Watter verhaal onthou jy die beste? Watter het die grootste indruk op jou gemaak? En kan jy dit oorvertel? In 'n eerste hoofpunt wil ek begin met wat ek sal beskryf as 'n growwe veralgemening, maar ek wil byvoeg, ek meen 'n baie korrekte veralgemening. Ons, in die meeste gevalle, is grootgemaak om die wonders en die wonderverhale in die Bybel te ken. Maar, en dis 'n groot maar, sonder om altyd die boodskap van die wonders en die wonderverhale te ken. Enkele voorbeelde.
As mens so met mense praat, selfs mense wat nie gereeld in die kerk is of so nie, oor Bybelverhale en wonderverhale, en jy vra oor Noag en die ark, onmiddellik is daar erkenning. As jy sê, wie was die ou wat in die ark was, dan weet hulle Noag. As jy vra, waarvoor is Noag bekend? Nee, hy is die ou wat in die ark was. Die 10 plaae in Egipte is nog 'n voorbeeld. Samson, daai wonderlike, fascinerende stories van hierdie verskriklike sterk man. Gideon, met die Afrikaanse spreekwoord oor 'n klein Gideonsbende. Jona, ons assosiasie met die ou wat ingesluk is deur die vis, en nie net ingesluk en uitgespoeg is nie, 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Dan Job, een van die groot boeke in die Bybel, 42 hoofstukke met, fascinerende inligting. En dan dink ek sommer aan Daniel in die leeukel, en ek dink dis genoeg voorbeelde. Jy sal self aan baie ander voorbeelde kan dink. In 'n tweede hoofpunt wil ek stil staan by die feit dat daar sekere implikasies of negatiewe newe-effekte is daarvan, dat ons so groot geword het met al hierdie bekende wonderverhale. Nou wat op aarde kan nou negatief wees daaraan? Wel, ek dink die manier waarop ons die wonderverhale geleer is, het die implikasie dat dit kan lei tot 'n verdraaide godsbeeld. 'n beeld van God as die een wat toertjies doen. Dink vir 'n bietjie vir 'n oomblik daaroor na. Tot hoe mate is ons godsbeeld beïnvloed deur die wonderverhale en het dit 'n impak daarop dat ons hom sien as die God wat toertjies doen. Tweedens het dit die negatiewe implikasie van 'n verdraaide beeld van die Bybel. Wat is die Bybel en wat is die doel van die Bybel? Wat is die aard van die Bybel? Of het dit vir ons geword die boek van wonderverhale? Miskien die bekendste storieboek op ons boekrak. Die bekendste storieboek wat ons gebruik om ons kinders te leer. Derdens, en dis nog ernstiger, 'n verdraaide verwagting van God. Hy moet wonders doen. Ek is telkens so verstom, hartseer daaroor, dat mense se grootste verwagting van God dikwels is dat hy toertjies moet doen, wonders moet doen. Dat ons hom nie altyd sien as die God wat aanbid moet word nie, of die God van genade nie, maar as die een wat siek is moet genees, probleme moet oplos, alles wat verkeerd is moet regmaak. Verdraaide verwagtinge van God. Vierdens, dit het ongelukkig die manier waarop ons groot geword het, die implikasie dat ons alles in die Bybel graag letterlik wil opneem. Ek kan dit ook anders formuleer. Mense wil baie graag alles in die Bybel lees, asof dit koerantberigte is. Onmiddellik vra ons iets lees, waar het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Wie was betrokke? Wie is die hoofkarakters in die verhaal? Wat was die uiteinde? En so meer, en so meer, en so meer. En dan hak ons vas by 'n letterlike interpretasie van die Bybel. En sodra die verhaal bots met ons wetenskaplike kennis, dan saai dit twyfel. En hierdie is 'n ernstige implikasie, want dit kan na twee kante toe gaan. Byvoorbeeld, ons eerste fokus baie keer wanneer ons van Jona lees is, was daar regtig 'n vis wat vir Jona ingesluk het? Ek bedoel, walvisse eet eintlik plankton en so. Is die walvis wat die mense ingesluk het, is die ander groot vis? Het dit regtig gebeur? Kon hy oorleef vir 3 dae in die ingewande van die vis? Ek bedoel, is dit net fisies moontlik? Die ark, is dit moontlik dat Noag al die diere op die hele aarde, 2 van elk, in een ark in kon pas? En dan, is dit waar dat die vloed die hele aarde oordek het?
Die volgende spruit hieruit voort. Indien 'n mens enigsins blyke sou gee dat jy hierdie goed nie letterlik glo nie, dan is jy eintlik onder verdenking. Baie mense word groot dat jy vra nie, jy betwyfel nie. As daar in die Bybel staan, Jonas deur die vis ingesluk, dan is dit so, soos een oom ook gesê het. Hy sê, Dominee, al het daar gestaan dat dit Jona is wat die groot vis ingesluk het, dan sou ek dit nog geglo het. Dis min of meer hoe ons groot geword het. Dan die hartseer. Ander mense wat hierdie verhale nie letterlik kan glo nie, keer dikwels hulle rug op die Bybel, selfs op geloof, op die kerk en selfs op God. Want as hierdie boek vir hulle net 'n fantasie is, 'n storieboek, dan is dit nie vir hulle grond, stof, vir hulle geloof nie. My derde hoofpunt. Eintlik is die Bybel een groot verhaal. Al is dit saamgestel uit 'n klomp kleiner verhale, is die Bybel eintlik een groot verhaal. En die tema van hierdie een groot verhaal is God. God en sy interaksie met sy skepping en met die mens. Natuurlik is hierdie een groot verhaal onderverdeel in talle kleiner verhale, maar kleiner verhale wat almal illustrasies is van die hooftema. Anders geformuleer, die skynbare hoofkarakters in die Bybel, die hoofkarakters in die verhale van die Bybel, is eintlik nie die hoofkarakters nie. God is die hoofkarakter in elke verhaal. Ek herhaal, God is die hoofkarakter in elke verhaal in die Bybel. Kom ek verwys net na enkele van die karakters in die Bybel ter illustrasie. Noag is nie 'n held nie. Noag is slegs gehoorsaam. Gaan lees weer die verhaal. Noag is nie 'n held nie en word nie gekies op grond van sy eie krag of sy vermoëns nie. Van Noag word daar slegs gesê dat hy gehoorsaam was. Moses, wat die leiding neem met die 10 plaae in Egipte. Moses is nie 'n hoofkarakter nie. Moses is slegs 'n spreekbuis van God. God praat met die farao. God spreek nie net die farao aan nie, maar die gode van Egipte aan met die 10 plaae. En daarvan is Moses net 'n spreekbuis. En 'n byna stamelende, effe onwillige spreekbuis. Samson, die groot held, die sterk man, gaan lees weer die verhaal van Samson. Samson het met vuur gespeel. Samson het met vuur gespeel en uiteindelik het hy misluk. Maar in die verhaal lees ons van God wat groter is en sterker is as Samson. Gideon, na hom word daar dikwels verwys as dapper. Daar word in die Bybel ook van hom gepraat as Gideon dapper, maar dis eintlik 'n bietjie van 'n sarkastiese opmerking in die Bybel. Gaan lees weer die verhaal, dan sal jy agterkom dat Gideon is 'n twyfelaar. Hy is onseker. Hy soek tekens. Hy is nie bereid om die Here se opdrag net so onvoorwaardelik uit te voer nie. Hy wil eers versterk word. Hy wil meer hê. Jona. Jona is nie 'n hoofkarakter in die verhaal nie. Dit is eintlik verkeerd dat die boek die titel dra Jona. Dit moet wees die verhaal van God met Jona. Jona is opstandig. Hy wil nie God se opdrag uitvoer nie.
Jona is ongehoorsaam, hy vlug in die teenoorgestelde rigting as waarin God hom roep en stuur. Jona is arrogant, hy verwyd God vir dit wat hy gedoen het en wil doen in die lewens van mense in Ninive. En tog slaan God 'n reguit hou met 'n krom stok. Jona se opdrag word uiteindelik uitgevoer met verstommende resultate. Een kort preek bekeer julle. Of binne 40 dae gaan hierdie stad verwoes word en daar volg 'n massa bekering. Ons vierde hoofpunt, en ek weet dis nie vir almal ewe maklik om dit wat ek nou verduidelik te glo nie, want ons het mos nou anders groot geword met hierdie idee van alles in die Bybel is waar, alles in die Bybel is letterlik, alles moet letterlik geïnterpreteer word, al die karakters nou wie daar verwys word was historiese persone. Maar, laat ek dit tog maar verduidelik. Soms gebruik God historiese karakters, by gebrek aan 'n beter term, regte mense. En hy gebruik hierdie historiese karakters om sy boodskap oor te dra. Mense soos Moses, Samson, Gideon, Esther en talle meer. Maar soms gebruik God fiktiewe karakters. Karakters in verhale, net soos in vandag se verhale, daar's wonderlike karakters wat skrywers in hulle romans en ander verhale gebruik, wat nie werklike mense is nie, maar 'n karakter wat sekere dinge tentoonstel, sekere dinge verteenwoordig, sekere boodskap oordra. God gebruik ook verhaalkarakters, soos, wat my aanbetref die twee bekendstes, Jona en Job. En daaroor kan 'n mens stry. Party mense wil onwrikbaar daaraan vashou dat Job 'n historiese persoon was. Party mense wil onwrikbaar daaraan vashou dat Jona 'n historiese persoon was en regtig deur die vis ingesluk is. Maar die ironie, en hierdie is baie belangrik, uiters belangrik. Die boodskap van hierdie boeke bly dieselfde, ongeag of jy glo dat hulle historiese karakters of verhaalkarakters of fiktiewe karakters was. Ek wil vandag volstaan met Job en Jona. Of jy glo dat hulle historiese of fiktiewe karakters was, beïnvloed op geen manier die boodskap van daardie twee boeke nie. Daardie twee boeke is verhale waarin God homself openbaar, waarin God meer vertel van sy genade, Jona, waarin God meer vertel van wie hy is en hoe hy geskep het, en so meer, en so meer, en so meer. In albei daardie boeke het ons te doen met die verhaal van die lewende God, wat homself vir ons in ons terme bekend maak. My vyfde en laaste hoofpunt. Jesus vertel stories, en hy gaan op 'n ander geleentheid stilstaan by die wonders van die Nuwe Testament. Maar vir nou, Jesus vertel stories wat hy self opgemaak het, en ek herhaal, stories. Ons noem daardie stories, en dis 'n spesifieke literatuursoort, ons noem daardie stories gelykenisse. Die goeie herder het nie regtig die 99 skape gelos, wat deur wolwe aangeval kon word, om die een skaap te gaan soek, wat verlore is. Dit is 'n gelykenis. En dieselfde geld vir al die ander gelykenisse. Dit is dinge wat nie regtig gebeur het nie. Maar met die gelykenisse teken Jesus vir ons prentjies, woordprentjies. Hy teken vir ons prentjies van hoe en wie hy self is.
Die hoofkarakter weer eens is nie die verlore skaap nie, maar die herder, God, wat mense wat verlore is, soek en vind. En Jesus wat gekom het en gesê het, ek het nie gekom vir die wat gesond is nie, maar vir die wat siek is. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Jesus teken vir ons prentjies nie net van homself nie, maar hy teken ook vir ons prentjies van sy Vader, van God, van hoe God is, van hoe goed God dink, van hoe God voel oor mense. Ook Jesus se verhale gaan eintlik nie oor die wonders of die stories nie, of die karakters nie. Dit gaan oor illustrasies van die groot hoofkarakter, God self. Ek wil afsluit. En dis 'n groot huiswerkopdrag. Gaan lees weer die oorbekende wonderverhale en begin by die Ou Testament. En gaan lees hierdie verhale waar jy kan saam met jou kinders of jou ander geliefdes. Maar moet dan nie vassteek by die wonder van die wonderverhale nie, maar gaan ontdek God in hierdie wonderverhale. Gaan vra 'n bietjie dieper. Wat vertel God vir ons van homself in hierdie verhaal? Mag die Here vir elkeen regtig lei om opnuut God, die hoofkarakter, te ontdek in die wonderverhale van die Bybel. Amen. Here, baie dankie vir die woord en vir die aktualiteit van die woord en die feit dat die woord altyd lewend bly en die feit dat die woord gedra word deur die insig wat U as Heilige Gees vir ons gee. Maar Here, help ons om so 'n bietjie los te kom van die manier waarop ons groot geword het. Die verdraaide prentjies, die verdraaide stories, die verdraaide fokus op die wonders in die wonderverhale en op die karakters wat U gebruik, maar wat nie die hoofkarakters is nie. En lei vir ons om die Bybel opnuut te lees as die een groot boodskap van U liefde, U ontferming, U genade, U mag, U almag, U krag, U redding. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser, en ons bid dit in afhanklikheid van God, die Heilige Gees, wat ons die vermoë gee om U woord in die woord te hoor. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die seënende, lerende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.